Volspoed, episode 9. Dr. Christo Du Plessis stap net na 6 by Du Plessis Cash and Carry in. Hy was eers huis toe om te gaan stort en ander klere aan te trek en om te gaan afkoel. Jy wen nie 'n oorlog as jy kwaad is nie, sê sy prokureursvriend altyd, want dan skiet jy mis. Kry jou strategie reg. En dit is die ander rede hoekom hy eers huis toe is, om sy strategie te gaan regkry en te oorweeg hoe om die saak te benader, wat om te sê. Hy moet sy broer oor sy sondes laat nadink, om tot ander insig te bring oor die manier waarop hy sy seun tug, want dit wat hy vandag op Renier se lyf gesien het, grens aan doodslaan. Bedaar, Christo, bedaar, maan hy homself vir die hoeveelste keer. Hy moet net met Frank praat, sonder om vir hom te probeer wys maak, dat hy wat Christo is dink, dat hy dalk beter sou vaar met kinders grootmaak, want nou het hy mos nie een nie. Dit is 'n sensitiewe saak. Frank, wat alles in elk geval as kritiek en kompetisie ervaar, maar Christo weet net een ding, hy het miskien nie 'n koek en klou hoe om regtig met kinders te werk nie, maar hy respekteer hulle as mense. Hy behandel sy jonger pasiënte met deernis en respek en gesels met hulle op hulle eie vlak. En dan word hy selfs 'n bietjie van 'n nar vir die klein goed as hy hulle wil laat ontspan en lag in sy teenwoordigheid. Hy's lief vir Frank se vuur. Vir hulle ken hy immers van kleins af en dit is darm bloed van sy eie bloed. Dit laat mens seker anders voel oor kinders, familie se kinders. Niemand kan vir 'n graad kursus van ouerskap inskryf en dit voltooi voor 'n kleintjie se geboorte nie. Ongelukkig nie, want party van ons sou gruwelik in hulle moer in gedruip het. Daarom tref en trap elkeen maar seker maar soos wat hy wil en wat hy gaan. Maar jy probeer daarom ten minste om die kind wat aan jou toevertrou is, ordentlik te behandel. Menswaardig. Hou jou in, Christo. Wel, hy sou seker anders gedink het, as hy ook met een geseën was. Seker voortgeploeter het, soos die res van die wêreld se ouers, moeg geraak het, gedink die kind is stout, soms 'n plathand of 'n plakkie ingelê het. Maar jy slaan nie met iets wat vleis uit jou kind se lyf skeur nie. Nee, dit wat sy broer doen is nie reg nie. Al regverdig Frank homself al ewig met die Elisa storie van Hofni en Phineas. Tug en roede, sonder om liefde te wys, is 'n haikonna, en houe wat reën sonder brieke, is 'n groter nee. Dit wat hy vandag gesien het, moet nou stop. Frank kyk verbaas van sy boeke en rekenaar af op, toe Christo klop en doelgerig instap. Toe frons hy en vra bekommerd, nou wat bring jou vanaand hier na die winkel toe, Christo? Het iets met iemand gebeur? Pa, ma, Bobby? Christo lig hand. Nee, niks ernstig nie. Renier het vandag seer gekry. Ek het hom van die kliniek af huis toe gebring. Frank vou sy arms oor sy bors. Nou wat se twak het hy nou weer aangejaag? Hoe erg het hy seer gekry en wat het gebeur? Ontspan, ou boet, dis net 'n skraap. Ongelukkig 'n bietjie dieperig aan die een kant. En 'n geroeste spyker, so ek sal hom maar moet dophou. Maar ek glo hy sal oukei wees. 'n Paar dae by die huis. 'n Frakseer tetanus inspuiting, maar het sy man ewe dapper gestaan. Jy kan trots wees op 'n jong man. Hy wik en weeg. Moet hy sommer nou vir Frank sê, dat hy die inspuiting op die kind se bout gegee het, en toe gesien het wat hy gesien het, wat hy waarskynlik sal ontken, soos wat hy sy ouer broer ken. Dan sal sy die man aan sy kraag vat, en vir hom gaan wys. Miskien weet die man nie eens hoeveel skade sy houe met sy lat of sy gordel aan 'n ander persoon se lyf aanrig nie. Maar hy kan net dink in watter verleentheid dit die arme kind sal sit. En daarna is die bietjie verhouding tussen hom en Frank waarskynlik vir altyd verby. Daar was nog nooit 'n fantastiese, goeie verhouding tussen hulle nie. Maar terwille van sy pa en ma, moet hy nou die laaste bietjie omgee en die sand laat uitloop nie. Nou maar, dankie dat jy kom sê het, Christo.
Skuld ek die kliniek iets vir die konsultasie? Vra Frank. O nee, glad nie, dit is nie hoekom ek vir jou kom sê het nie. Typies om altyd alles met geld te wil regmaak, dink Christo wrevel by homself. Maar vanaand gaan hy nie op die negatiewe tussen hom en sy broer konsentreer nie. Hy sê, eintlik is ek hier vir 'n heel ander rede. Ek het vir Marie gesê, ek gaan vir jou vanaand 'n dop koop, sommer by 'n boskroegie naby, en 'n steak en buffalo wings. Wanneer laas het net ek en jy 'n manne-aand saam gedoen? Min. Hopeloos te min. En dit is nie die ouderdomsverskil nie. Al lyk hulle na mekaar, verskil hulle soos dag by nag van mekaar, dink Christo. Frank se gesig trek snaaks. Hy is nie onder 'n kalkoen uitgebrei nie. Hoekom sal 'n broer wat altyd probeer keer dat hy te veel drink, skielik vir hom 'n dop wil gaan koop, en dit nogal by 'n boskroeg? Ek het baie werk, keer hy. Wel, jy gaan nog so wil baie werk, dan het jy die enigste keer wat jy saam met jou broer kon kuier gemis, want hulle voer jou af hospitaal toe. Hartaanval. Jy's 'n groot kandidaat vir 'n hartaanval. Jy word heeltemal te vinnig kwaad en jy ontspan te min. En as jy so kwaad is, dan bars jy dalk 'n aar. En dan haal jy jou frustrasies op jou enigste seun uit, maar dit sal hy nie nou al sê nie. Hy sal Frank se gesig derentyd dophou, en dit wat hy vanaand vir hom wil sê, met sielkunde benader. Nie dat hy baie van sielkunde verstaan nie, maar daar is iets in die ding van sielkunde, net soos wat mense mos deesdae blykbaar eerder jou kinders met sielkunde moet grootmaak. Net so gaan hy hierdie man nou met sielkunde bewerk. Wil jy vanaand vir my preek oor my gesondheid? Vra Frank dwars. Nee, verseker nie, daarvoor is die lewe te kort. Mens moet soms maar 'n bietjie tyd maak vir mekaar en om te ontspan, mekaar 'n slag beter leer ken. Weet jy byvoorbeeld wie ek regtig is, en weet ek wie jy is? Nee. En wil ek regtig weet? Nee, dankie baie, sug Frank. Die lewe is kompleks genoeg. Nou vergeet daarvan. Ek is net vrek lus vir 'n lekker lang koue bier. En ek wil nie alleen gaan suip nie. Ek hoor al die klingel teen die glas van daai ys in jou whisky. Frank begin rekenaar afskakel. Daar is niks soos die geluid van ys teen 'n glas as jy 'n dors man moet oortuig nie. Jy sê jy het vir Marie gesê dat ons twee uitgaan, 'n broedersbond aand uitgaan hê. Ek het, maar jy kan haar maar bel en self met haar ook praat, sê hy. Nee, gits, ek is bang sy probeer my oortuig om eerder huis toe te gaan. Lag Frank. Nee, ek glo nie sy sal nie, antwoord Christo. Liewer nie vir die man nou vertel, dat sy vrou so bang vir hom is, dat sy sal kies dat hy vir die res van die week nie huis toe kom nie. Frank sal mos weer grawe aan die arme Renier, oor waar die seerbeen met hom gebeur het, wat hy gedoen het, totdat die kind bieg dat hy van Woesie en die kaassemeterie afgekom het. En dan het hy weer 'n rede om 'n plak of 'n gordel op die kind se boude in te lê. Ons ry sommer met die Land Rover, hy is nou hier, sê Christo. Daai skedonk van jou, vra Frank. Wel, ek sê mos vir jou, hy staan nou voor die winkel. Nie dat hy saam met Frank sal terugry na alles wat hy gaan drink nie. En dit is na die 3de glas whisky en die 5de kind, wat gillend na die swaaie daar onder op die gras voor die bospub hardloop, dat Christo besluit dat dit die perfekte manier is om vanaand se gesprek mee af te skop. Met stoute, hardlopende en besige kinders en die nuwe ding van kinders wat sielkundig groot gemaak moet word. Ons sou nie so gehardloop het in 'n restaurant nie. Pa sou vir ons vasgevat het, sê hy met sy bierbotteltjie voor sy mond. Ek kan nie regtig onthou dat pa ons ooit na 'n restaurant toegeneem het nie, verklaar Frank. Hulle het vir jou en Bobby by my gelos,
Dan moes ek julle kleintjies oppas, dan het hy en ma alleen uitgegaan. Regtig? Wel, jy het 'n baie goeie job gedoen. Kyk net hoe nice het ek en ou Bobby uitgedraai, spot Crispo. Wel, ek moes julle meer gemoer het, brom Frank. Pa het my gatvelle van my lyf afgetrek, toe ek die enigste kind in die huis was, en dit het van my 'n beter mens gemaak. Ja, ek reken, né? Beter as ek en Bob. Op jou, Frank. Christo lig sy bottel in 'n huildrank, beslis meer toegerus om kinders groot te maak, as ek byvoorbeeld. Ek weet nie of ek regtig aan 'n kind sal wil slaan nie. As jy jou eie kinders gehad het, sou jy ook na die strap en lat gegryp het, wanneer hulle stout was. Jy weet nie wat dit byvoorbeeld verg om 4 kinders in vandag se tyd groot te maak nie, broertjie, sê Frank. Ja, veral as party van hulle nogal boonop meisiekinders is nie, bevestig Christo. Hoe slaan 'n mens byvoorbeeld aan 'n meisiekind? Ja, dit is die frustrasie. Jy doen nie, maar jy wil nie dat ek dit doen nie. Daarom stel ek 'n wagter aan, en ek slaai die wit vaks uit daardie een uit, as die meisiekinders uit lyn trap. Wat? 'n Wagter? Renier? Nee, jy kan nie ernstig wees nie. Slaan jy aan Renier, as die meisiekinders byvoorbeeld droog maak? Natuurlik, hy moet met hulle praat. Hy is hulle broer, hulle luister eerder na hom as vir my, en hy is daar, by die huis. Ek is by die werk. Wel, miskien moet jy minder werk, en meer by die huis wees, en soms met jou kinders praat, en moeite doen om hulle te leer ken, agterkom wat hulle behoeftes is. Christo wag dat die kelner die steiks en die hoendervlerkies vir hulle neersit. Toe vra hy, was dit altyd jou plan om die winkel by pa oor te neem, of het jy ook as kind ander drome gehad? Nee, weet jy wat, ek het gehou van wat pa doen, en my grootste ideaal was om het beter en meer suksesvol aan te pak as hy, erken Frank. En jy doen dit gaan baie goed met jou onderneming. Christo lig sy bottel en klink dit teen Frank se glas, op Du Plessis en Seuns. En daar bieg Frank, ek het my nogal altyd bekommerd, wanneer pa vir jou en Bob so hard probeer oortuig, om saam met ons in die besigheid te bly. Dan het ek gewoonlik gewonder, hoe die Joos gaan ons vir almal met hulle gesinne voorsien, uit een winkel. Ek het probeer dink, waarheen sal 'n mens uitbrei, as dit die geval gaan wees. Gelukkig het julle toe elkeen julle eie rigting ingeslaan. En toe was ek natuurlik bang, dat ek nie 'n seun gaan hê, wat eendag weer by my gaan oorneem nie. Jy weet, ek en Marius eers getroud na die 30ste verjaarsdag. En nou het ek 'n seun, wat heel dag vir my vertel, dat hy ander drome, as die winkel het. Hoe ondankbaar dink jy, is dit, Christo? Ag nee man Frank, moet dit asseblief nie in daardie lig sien nie. Pa het wel hard probeer om vir my en Bob te oortuig om ook in die winkel te bly. So ek kan nogal verstaan dat 'n kind van jou sy eie rigting wil inslaan. Maar dan aan die ander kant, gelukkig het pa 3 seuns gehad en een van hulle wou bly. So pa was gelukkig. Wat dalk die einde van 'n era gaan wees, braak Frank bittergaal, want Renier wil niks weet nie. Maar jy het 3 dogters onthou? O, 3 dogters, waarvan die oudste 2 dink hulle is te goed om in die winkel te werk. Nie jou klein Vivi nie. Sy is so entoesiasties oor alles. Ag, wat 'n oulike meisiekind het jy nie. Frank kyk lank na hom en toe vra hy, en jy? Het jy nooit gedroom of gewens om jou eie kinders te hê nie, Christo? Dit is die eerste keer dat Frank vir hom iets so intiem vra. Maar natuurlik het ek so moontlikheid oorweeg, terwyl ons getroud was. Toe gebeur dit nie. En nou met al die nuwe wette en dinge wat aan kinders die mag gee en ouers in die tronk kan laat beland, as hulle hande teenoor die bloetjies lig, is ek maar te bly dat ek nie nog daarmee gekonfronteer gaan word ook nie. Waarmee? Bedoel jy om jou kind te tug?
Frank vee sy mes en vurk eers sorgvuldig met 'n servet af. Hy trust nie die skottelgoedwassers wat die goed moet skoonmaak nie. Hy trust ook nie die hande wat dit in die servet toegedraai en tafel toegebring het nie. En allermins trust hy die kelner wat dit voor hom neergesit het. Met sy geluk het iemand in die kombuis daarop gespoeg. Wel, daar is 'n fyn lyn tussen tug en aanranding, kindermishandeling, antwoord Christo en gooi van die sampioensous oor sy styk. Ek sien op Facebook van die pa wat sy kind 5 houe toegedien het en nou in die tronk sit. Die onderwysers by die skool het agtergekom dat sy seun snaaks loop. Hulle het nie eens na die pa se kant van die saak geluister nie. Die man net gevat en toegesluit. 5 houe. Frank kyk vreemd na hom. Hy weet hoekom. Frank tel duidelik nie hoeveel houe hy op sy kind se sitvlak plak nie. 5 jaar. Christus sny 'n stuk van sy styk af. As ek terugdink aan hoe maklik die onderwysers vir ons seuns 6 van die bestes gegee het. Maar gelukkig is dit nou iets van die verlede. Departement van Gesondheid gaan ons deesdae weer by die skole om te sien in watter toestand ons land se kinders se sitvlakke is. Wat? Hulle laat seker nie die kinders uittrek nie. Wel, hulle vra dan seker 'n bietjie uit en as die kind 'n klagte het, dan mag hy vir hulle wys. Ek is heeltemal ten gunste daarvan dat 'n mishandelde kind van sy pa af weggeneem moet word wanneer dit te erg raak. Christo neem eers 2 van sy slappes en doop het in die sousie op sy styk. Veral die paas wat hulle kinders so looi dat dit stikkende plekke maak. Dan vorm dit mos rowe en voor dit genees, dan slaan die pa dit weer stikkend. Ek wonder altyd, kan 'n pa so iets aan sy kinders doen? Nou, kinders is deesdae baie meer harde gat as wat ons in ons dae was. Ek slaan my seun en hy huil nie eers nie, verklaar Frank. Buitendien, hoe weet mens nou eintlik dat jy jou kind se gat stikkend geslaan het? Dit is onder sy klere. Wel, miskien moet 'n mens maar net soms kyk hoeveel skade jy aan jou kind gedoen het, voordat jy nuwe houe probeer plant. Of dink jy party ouers is so vol eelte en rowe geslaan, dat hulle nie meer voel nie? Jy sê pa het jou meer geslaan as vir my en Bobby. Het hy jou ooit stikkend geslaan, Frank? Het hy jou geslaan dat die bloed uit jou sitvlak loop? Nee, ek dink nie so nie. Dan vra ek jou nou een ding. Het jy al ooit vir 'n nier geslaan dat die bloed loop? Dit is uit voor Christo homself kan keer. Hy sal moet oppas. Hy's besig om homself weer op te werk. Een verkeerde woord, dan is die gemoedelikheid en gesels van die aand tussen hom en sy broer verby. Daar verskyn boonop 'n trek om Frank se mond. As jy die trek in woorde wil omskep, sal dit seker beteken dat hy daardeur wys dat dit sy kind is en dat hy aan hom kan doen net wat hy wil, dankie. Ek kan net vir jou een ding sê. As ek in my hoedanigheid as dokter so iets aan 'n kind sien, bel ek die polisie en sorg dat hulle daai kind se pa so lank toesluit, dat hulle naderhand vergeet waar hulle die sleutel gehang het. Hy tel 'n hoendervlekkie op en begin eet, sonder om sy oë van sy broer af te haal. Maar in sy kop voeg hy by, nou het ek ongelukkig so iets aan 'n jong seun gesien, en die kind se pa is jy, my eie broer. Ek is geskok, my hart pyn, en ek is nog steeds lus, en verander die rigting waarin jou netjie se neus mik. Maar ek moet my ongelukkig inhou. So kom ons hoop dat jou houding na hierdie gesprek van vanaand die enigste ding sal wees wat van koers verander. Uiteindelik begin Frank ook eet. Hy is aan die dink. Dit is duidelik. Na 'n lang ruk vra hy, het Renier met jou gepraat oor iets waarvan ek behoort te weet? Nee, Frank, dit is nie jou kind se geaardheid om uit te praat oor goed wat tussen hom en sy pa gebeur het nie. Hy's baie lojaal teenoor jou en sy ma.
So wat laat jou so iets vra? Jy sê dat jy vir Renier 'n klem in die kaak inspuiting gegee het. Ja, ek het jou mos gesê ek het, en hy was dapper. Jy kan trots wees op jou seun. Ek sou, as hy myne was. Waar? By die kliniek. Ek bedoel aan sy lyf. Hier, op sy bobout. En? Dit is 'n flippend seer inspuiting, Frank. Daar sit seker 'n bloukol na dese. So gaan vra vir Renier om vir jou te wys. Kan ek vir jou nog 'n whisky koop? Nee, ek is okay vir nou. Ja nee, ouerskap is nie vir sissies nie. En natuurlik draai Christo se gedagte na die mooi loskop vroumens met die Audi wat vir Renier by die kliniek kom aflaai het. Hy het gedink dat sy veel jonger as hy is, maar na vandag moet hy glo dat hulle seker min of meer kalers van dieselfde jaar is. Hopelik is sy ook ongetroud en so sonder kinders, want liewe aarde, die manier waarop sy 'n kar bestuur. En kan jy jou voorstel, iemand wat nog karretjies met 'n 14-jarige seentjie wil speel, moet liefs nooit kinders van hulle eie hê nie. Daai een het duidelik geen verantwoordelikheidssin nie. Renier is 'n gelukkige man. Oom Christo boek om Dinsdag en Woensdag af en darm het sy pa so afgekoel dat hy beloof om Donderdag saam met hom te gaan karre doen. Wat hom dadelik vir tannie Rosaan laat WhatsApp. Die swart kar storie is nog aan. Oom Christo sê hy gaan hom kom help. Wat meer is, oom Christo het iets vir pa gesê wat gemaak het dat pa spesiaal Dinsdag aand met 'n plak sjokolade en 'n pakkie biltong vir hom by die huis aankom. En iewers in sy besige skedule maak pa boonop tyd om 10 minute by hom in die kamer te kom sit en saam met hom na musiek te luister. Sy pa vra, het oom Christo vir jou 'n klem in die kaak inspuiting gegee? Ek hoor dit is 'n baie seer inspuiting en dit maak glo 'n bloukol. Hy het pa hier op my bobout. Mag ek sien? Nee, hemelpa liefs nie. Renier kyk sy pa snaaks aan. Wat lê daar in die hoek van jou kamer op die grond? Goeie genade, Renier, ek dink daar's 'n slang. Waar? Daar langs jou lesenaar. Renier stap daarna toe. Hy buk en tel die dingetjie van die grond af. Nee pa, dis 'n volletjie. Dit kom seker van die mop af. Wat gaan met sy pa aan? Hy kan sweer dat hy sy pa se oë op sy boude en bobene gevang het. Hy wag dat sy pa loop en toe glip hy langsaan by Lolita se kamer in. Hy gaan staan voor haar lang spieël en draai om. Toe buk hy en kyk terug en waaragtig, daar sien hy dit, die blou hale en rowe en merke van sy laaste pak sla wat by sy klere uitsteek. Verflaks! Hy drafstap terug na sy kamer toe en trek haastig sy langerige swembroek aan om in mee te slaap. Hy skaam homself morsdood dat sy pa dit nou waaragtig moes sien. 'n Man het mos darm sy respekte. Hemel word vervolg.